So aan verlede jaar, kan julle onthou ons het 'n lekker familieete hierso gehad. Ek kan nie onthou hoeveel spitte het ons gehad nie. Was dit soos 8, 9, 10 skape op spitte en ek onthou toe ons klaar geëet het, was daar net te veel oor gewees. En ek dink terug in daai 2-3 weke voor die tyd het ons besprekings vir hierdie ete, want daar was mos kaartjies wat jy moes koop per persoon. Ek onthou dit was soos R120 'n persoon en R90 'n kind. En ons het gesien dit gaan baie stadig. Ons het nou groot beplanning gehad en ons het eintlik iemand gehad wat gereed was want ons moes die skape reël en al die goeders doen. En 'n week voor die tyd, wat eintlik ons afsnytyd was, toe die getalle van mense wat bespreek het was min gewees, is daar iemand wat hierdie gedagte het. Maar wat van as ek vir mense hulle kaartjies betaal? En die persoon kom vorentoe kom praat met my en sê ek wil glad nie iemand moet weet nie, maar ek wil vir elkeen se kaartjie betaal. En ons het julle uitgenooi om te kom deel wees van dit. Niemand het betaal nie. En iemand het 'n gedagte gehad, maar ek gaan voorsien vir wie ook al, hoeveel ook al kom. Ek dink ons was iets soos 400 mense gewees. En almal kon daai dag gratis eet. En ons kon alles betaal het. En die Here kom en hy kom gee vir ons gedagtes. Die Here kom en hy het iets wat hy wil doen. Ons het die gedagte gehad, ons wil 'n skaapbraai hou, ons wil 'n familiebraai, ons wil 'n kuier hou waar ons na die diens sit ons al buite en almal sit net in kuier. Ons het net hierdie familie oomblik. Wat ons nie elke week het nie. Ons het 'n kuiertent waar ons so 'n bietjie sit en kuier, maar hierdie was nou lekker geweest. En dit is so amazing hoe die Here kom en hy kom inspireer ons met goed. En vanoggend wil ek met jou gesels in ons laaste oor imagination. Dat die Here, as ek 'n tema daarvoor kan gee, is dit ver meer as wat jy ooit kan droom. Ver meer as wat jy ooit kan droom. As jy die Here kom, God kom en hy inspireer jou met gedagtes om jou te aktiveer in jou verbeelding. Vir goed wat hy wil doen. Goed wat hy wil sien gebeur. In Efesiërs 3 vers 20 staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling die volgende. Daar staan, hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen, as wat ons vra of dink om te vra. Dis wie God is. En in hierdie reeks gesels ons hieroor dat ek en jy is in die beeld gemaak van hierdie God. Ek en jy is gemaak, herskep in sy beeld, om soos hy op hierdie aarde te stap en soos hy te kan doen en te kan wees en te kan skep. As ons dink aan skepende en kreatiewe vermoëns wat ons sien by God en wat ons sien by sommige mense, jy weet ons kyk baie keer vir mense en dan dink ons, jy's hierdie is 'n kreatiewe ou. Weet hierdie is die creatives en ons party mense is maar net begaafd met dit. Ja, daar is mense wat begaafd is, maar elkeen van ons het 'n imagination. Elkeen van ons het 'n verbeelding. En God is die een wat dit vir ons gee en God wil dit gebruik binne in my en jou lewe met hierdie wonderlike vermoë. Sodat ons kan dit doen wat in ons gedagtes is. Net jy kry 'n gedagte, as jy nou al dink, wat se gedagtes het jy nou al gekry? Goed wat jy voel jy moet doen, goed wat jy moet begin, goed wat jy moet skryf, goed wat jy moet deel van wees. Jy weet, wie van ons het nie al 'n gedagte gekry, jy hoor van iets en jy dink, ek moet deel van dit wees, of ek wil dit gaan doen. Wat is daai gedagtes wat jy al gehad het? En ek is seker as ek nou vra steek hande op, gaan elke ou hier gedagtes hê, want dit is God wat dit vir ons gee. En die vraag is, wat doen ons met ons gedagtes? Wat ons verlede keer oor gesels het, is dat ons vat baie keer ons gedagtes na die tronk toe. En ons kom sit dit in 'n plek waar ons sê, dit is nie moontlik nie. Waar ek al hierdie redes het, hoekom die gedagte wat ek het nie nou kan gebeur nie, of nie gaan gebeur nie. Of dat ek die gedagte nie verder vat nie, ek parkeer die gedagte net daar. En dis 'n mooi gedagte. En dis 'n mooi droom. Maar niks gebeur daarmee nie. Verlede week gesels oor die feit dat
Known solutions sê baie keer vir ons dat die gedagte wat hy het, is nie moontlik nie. En dat God wil juis vir ons goed gee wat nog nie bestaan nie, en dat ons sal daaroor dink vanuit 'n perspektief uit waar ons sê, laat die dinge wat nog nie bestaan nie, laat dit bestaan. So ons leer uit die woord uit, en God kom en as ons gedagtes vat, en ons vat dit na die woord van God toe. Jy sien, God gee vir ons die woord, en elke van ons het, ek is seker, jy het 'n Bybel, en jy lees jou Bybel, en jy wil jou Bybel lees, en jy's elke dag besig, en jy staan op om die Bybel te lees, en jy gaan slaap om die Bybel te lees, en jy's hier vanoggend om iets te hoor uit die woord uit, en wat die Here doen deur die woord is dat die Here kom, en hy gee vir ons 'n koninkryk raamwerk, om waarvan af ek en jy kan lewe, en waarvan af ek en jy ons gedagtes kan vat, en daai gedagtes, wat ek deur die woord se waarheid, wat ek deur hierdie verstaan van God se hart, hierdie verstaan van hoe sy koninkryk werk, dat ek my gedagtes daardeur laat gaan, en dat toelaat dat hierdie gedagtes van my begin vlerke kry. Ek het verlede week toe ons so sit en luister, en ek hoor Carlos bedien rondom, jy weet dat ons baie keer dit tronk toe vat, dink ek daar's baie van ons wat dit nie eers ergens in vat nie, ons sukkel om die Here se stem te hoor. En ons wonder soms, maar het ek die Here gehoor, en ek sukkel om die Here se stem te hoor, en dalk is daar baie van ons wat sit op 'n plek van, maar ek sukkel om die Here se stem te hoor. En God wil hê dat jy moet in die gedagtes wat jy kry, moet jy juis God se stem begin toets, en jy begin jou voet op die water sit, en jy moet dit verder vat. Jy weet, God praat met ons deur die woord. Dit is die belangrikste plek waar hy praat. God het eintlik alles gesê, 90%. Dis klaar in die woord. En hoe meer ek en jy die woord ken, hoe meer weet ons dat wanneer God met my praat, of wanneer God vir my gedagte gee, dan weet ek eintlik klaar, God het met my gepraat. Die woord kan net vir my bevestig, en my tyd met die woord, my tyd met die Here, is eintlik waarna ek werklik leer om te weet, maar dit is hy wat my praat. Andersins gebruik die Here mense in ons lewe om goed te kom bevestig, goed vir ons te sê, dalk 'n preek, die Here kom en hy maak gedagtes los, die Here kom bevestig iets in jou lewe. Iemand het nou na die diens gekom en gesê, ek het een keer in 'n diens gestaan en ek het net beleef, ek is op 'n so moeilike plek, en die Here sê vir my, dit gaan oukei wees. En hy sê, en toe kom iemand vorentoe, en die persoon wat toe voor staan sê toe, dit gaan oukei wees. Die Here weet. Die Here kom bevestig op verskeie maniere, en kan jy hom leer hoor, nie net in die natuur, of nie net deur die woord, of nie net deur mense nie, maar deur gedagtes ook, en deur drome wat hy vir jou gee. En God wil hê dat ek en jy moet die vermoë leer ken, om te weet dat wanneer God met my praat, dan vat ek dit na die woord toe, en ek vat dit na geloof toe, en ek vat dit na gehoorsaamheid toe, en ek vat dit na waagmoed toe, en ek begin om uit te stap, en dit te doen wat ek glo die Here vir my sê. Daar's so 'n mooi voorbeeld in die woord, in die Ou Testament, Nehemia. Nehemia kry hierdie woord van, dit gaan baie sleg met Jerusalem, die mure is plat, die tempel is nog nie gebou nie, en hy het in sy hart, hierdie hartseer, want hy's lief vir sy kultuur en sy mense en sy geloof, en hy het in sy hart hierdie gedagte, hy het hierdie droom van 'n muur wat herstel is. En net hierdie gedagte. En hy het niks verder nie. Hy is niks nie, hy is net 'n skinker vir die koning. En hy staan daar met hierdie hart wat so geroer is vir die koning, en die koning sien net soos fout mos, en wat doen die Here met daai gedagte? Hy vat daai gedagte verder, en hy deel dit, hy waag om dit te deel, en die Here voorsien alles vir hom. En dan sien hoe die koning vir hom klomp materiaal voorsien, en dan sien hoe hy gaan, en dan sien hoe hy mense voorsien, en God bonatuurlik voorsien hoe hulle werk, en 'n muur in 52 dae bou. Net 'n gedagte, net 'n droom, geloof en gehoorsaamheid. Jy sien God, wanneer hy ons inspireer, né, dan het hy reeds voorsien. Wanneer God vir jou goed gee, en dis ons wat, wanneer God met ons praat, soms baie meer hier kuier, as wat ons dit vanuit hierdie plek uit doen. En as ons praat vandag oor imagination in hierdie laaste oggend, dan wil ek met jou praat oor voorsiening. Oor voorsiening. En wanneer ons gesels oor voorsiening, dan praat ons natuurlik van geld. En geld het die manier om ons baie keer te plaas in hierdie hok. Ons beursies plaas ons baie keer daar. Jy weet die ding dat jy kry 'n gedagte, jy kry 'n droom, jy kry 'n idee, jy voel jy moet iets doen, maar dan vat jy die calculator
En dan bereken jy en dan sê jy, right, wat het ek? Hierdie beursie gaan nou nie baie help volgende nie. Hy gaan nou nie help om nou hierdie te verduidelik nie. Dalk moet jy joune vir my bring. En ons maak 'n berekening en die calculator sê vir my nee. Dit wat ek ken, my logika, sê nee. Wie van julle was in COVID gewees? Enige iemand deel van COVID? As jy nou nie hand opsteek nie, dan is daar fout. Dan het jy van ergens anders gekom. Daai julle COVID, was daar enige iemand hier wat in COVID het jy gewonder, gaan ek dit maak? Gaan dit moontlik wees? Gaan ons deurkom? Enige iemand? Was in COVID was so 'n tyd gewees waar ons het net basies in Pretoria gewees, 'n jaar en 'n half, 2 nuwe gemeentes begin, 1 jaar en 'n half voor COVID, 1 week en 'n half voor COVID, en ons stap in COVID in. Maar die Here het vir Adele 'n gedagte gegee, so 'n rukkie voor COVID, om 'n kamertjie wat die huis wat ons gekoop het so 'n buitekamertjie gehad langs die garage, en die gedagte vir ons gegee vir Adele, kom ons rig 'n Airbnb in. Kom ons vat wat ons het. Ons het 'n bietjie verf en ons het vermoëns en ons het 'n wil en ons het 'n paar ekstra meubels gehad, ons het 'n bed gehad, ons het 'n ou kas gehad en ons het 'n spieël gehad en ons het 'n ketel gehad en dink ons het amper net daai oentjie ding bygekry. En ons het die R1000 gehad om dit te koop as 'n tweedehandse oentjie en ons het dit ingesit en daai Januarie kry ons 'n huurder wat 'n hele jaar dit huur en toe kom COVID. En jy weet in COVID, toe moes almal na huis toe gaan. En ons huurder was van die Oos-Kaap gewees, maar hy was 'n biokinetikus. Hy was een van daai werkers wat hy by BMW by Rosslyn gewerk. Hy moes by die werk wees elke dag. Ons het vir 'n jaar lank deur COVID 'n huurder gehad in ons woonstel. Amazing hoe die Here kom en hy wil vir my en jou bring op 'n plek waar ons nie met beperkings sal dink nie, waar ons die gedagtes wat die Here vir ons gee, ons verstaan nie altyd wat die Here sê nie, ons verstaan nie hoekom hy dit sê nie, ons kan nie nou sien wat lê agter die ding nie, maar ek voel oortuig dis wat die Here vir my sê. En dat ons leer om dit van daai plek af te vat en sê, ek vertrou die Here, ek vertrou dat hy saam met my stap, ek vertrou dat hy in my is en ek vertrou dat die Here, wanneer hy vir my gedagtes gee, dat hy sal die een wees wat voorsien vir die gedagte, maak nie saak wat dit kos nie. Jesus was 'n goeie voorbeeld van een wat verby logika beweeg het. Hy en sy disippels bedien op 'n plek en daar's 5000 mense. En sy disippels begin dink oor hierdie ding. Hulle begin die calculators uithaal en hulle sê, hoorie, dis nou laat. Hierdie ouens is honger, ons is ver van alles af. So A plus B plus C beteken, kom ons stuur hulle huis toe. Kom ons stuur hulle weg dat hulle kan. En Jesus sê vir hulle, wat het julle? Wat het julle? En al wat hulle kon kry, al wat hulle gehad het, al wat iemand gehad het, die Here het iemand gehad wat daai oggend 5 broodjies en 2 visse in 'n kosbakkie gehad het, 'n klein seentjie, en het dit gekom, die ma dalk die gedagte gehad, maar daai seentjie het gekom en Jesus het gevra, wat het julle? Net wat hulle gehad het, daai ding. Jesus het dit gevat. And the rest is the truth. Dit is ongelooflik as ons begin kyk, en ek wil vanoggend vir jou vra, wat het jy in jou hand, as jy vanoggend hier sit? Wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Jy dink is niks, jy dink dit is, dit wat jy het. Gister in die week byvoorbeeld, ons maak gereed om na die plek van veiligheid vir babas toe uit te reik, en om daar te gaan ondersteun, en ons gaan toe, en donderdag, ek en Adele, Vrydag, gaan ons gou soen toe, ons wil net gou vinnig weer gaan sien, sodat as ons nou Saterdag opdaag, het ons net mooi, die goed mooi kan uitsort, en weet ouens vinnig aan die gang kry, en ons gaan kyk gou net weer, hoe lyk die omgewing, ons was daar gewees voorheen, en ek sien die sandpit, en die sandpit is leeg, en van die goed wat ons wil, van die speelterreingoeders vir hulle mooi verf, en ons sien hoeveel mense opgeteken het, so ons besef, as soveel mense opgeteken, dan kan ons dalk nou net hierdie deel doen. Ons kan nie alles doen nie, en ek het nie iemand wat sand voorsien het, of finansies gegee het, so ek kan nie die sand nou doen nie. En ek sê toe, maar ek sien die kindertjies kom sit dit op die rand van die sandpit, hulle het so 'n baksteenmuur omgebou, en kort, die kindertjies is so 20 maande van hulle, dan val hulle agteroor, en die sandpit is so diep, en dis pyn en lyding. Maar jy het nie
En ek gaan toe weg en sê net, hoorie, ons gaan die sandpit later uitsort, ons gaan hom uitsort, maar ons kan nie nou nie. En ek kom hier by die kantoor en ek dink is die volgende dag, loop ek uit hier by die auditorium en iemand kom ingery met 'n bakkie. En die bakkie kom ingery, tel iemand op, een van ons personeellede op en ek wil net gou groet daar en ek groet en ek sê, hallo, waar gaan julle? Nee, hulle gaan gou sand oplaai vir iets. Ek sê, is dit moontlik om hierdie lorrietjie te leen, te huur? Ek kan julle betaal, sand te gaan laai vir my volgende week by 'n plek en so aan. Hulle sê, waar is die plek? Ek sê, nee, dis daai plek, dis daar en daar. En sê, hulle het 'n idee waar dit is. Nee, ons kan dit reël. Ek stap kantoor toe, 'n halfuur later, foto op my telefoon, kom deur, ping! Dis al 2 mans besig om sand af te laai in die sandpit. Die Here wil ver meer doen, as wat ek en jy soms dink. Efesiërs 3 vers 20. In die Amplified. Now to him who is able to carry out his purpose and do superabundantly more than all that we dare ask or think. Think infinitely beyond our greatest prayers, hopes or dreams. According to his power that is at work within us. Hy is die een wat in jou werk. Hy is die een wat vir jou gedagtes gee. Hy is die een wat dit vat en hy kan dit ver meer doen as dit wat jy ontvang het en wat jy oordink. Jesus byvoorbeeld, hy so anders dan hy sê vir sy disippels, hy stuur hulle uit om te gaan evangeliseer. Daai eerste 2 plekke was mos eers 12 en toe is dit 70 en toe hy vir die 12 uitstuur, toe sê hy vir hulle, vat geen stok saam nie. Niks vir julle vat wat julle kan beskerm en iets wat julle mee help as julle stap nie. Vat vir julle geen reissak saam nie. 'n Sak waarin jy allerlei ekstra goedjies sit, want jy gaan op 'n tripie, jy gaan ergens oorbly. Vat vir jou geen beursie saam nie. Niks geld vat sodat jy kan vir jou kos koop langs die pad en elke dag en hy sê vat nie vir jou 'n tweede kledingstuk eers saam nie. Vat niks nie. Hoe maak dit sin as die Here ons uitstuur? Hy is so anders. Jy sien op hierdie pad wat hy ons stuur, op hierdie plek wat hy vir ons gedagtes gee, wanneer ons saam met hom stap, wil hy ons leer om hom te vertrou, wanneer hy vir ons iets sê. Hy wil hê ons moet hom vertrou in dit wat hy inspireer in ons, dat hy sal die een wees wat daai voorsiening bring, sodat daai ding kan gebeur, en nie net gebeur soos ons dink nie, ver bo ons drome. Is dit nie so dat ons nie altyd so dink nie? Ons dink is dit vir party mense, nee, ek is te besig. Nee, ek het my ding, ek het my job hier, ek is besig heel dag. Nee, dit is so ver meer vir ons. Hy het soveel meer. Jesus se lering wat so omgekeerd was, sal goed sê soos, dit is beter om te gee, as wat dit is om te neem. Ons leef in 'n wêreld waar ons net wil, ons wil net meer hê, ons wil net meer ontvang, ons wil net, Here, ek het dit nodig, Here, jy sien wanneer God met ons praat, en God vir ons kom sê, en hy kom inspireer ons met iets, dan het hy reeds voorsien, en wat ek en jy moet doen, is ons moet net leer om God se voorsiening te access. Ons moet net leer, hoe kry ons daai voorsiening, wat God reeds kom gee het, wat ek nie nou sien, en voel in my deur sien nie, hoe kan ek dit access, binne in my eie lewe, en ek doen dit deur geloof en gehoorsaamheid, deur vertroue op hom, dit daai waar ek gaan, en ek doen wat hy vra. Hoeveel van ons sit hier en jy hoor soms goed, binne in ons tyd wat ons hier saam het, hoor jy iets en daar kom 'n gedagte by jou van, Jessie, ek wil deel van dit wees, Jessie, ek wil op dit gaan, en sodra jy die berekening begin maak, dan besef jy, ek kan nie. Dan kan jy nie. Dan kan daai ding wat die Here wil doen, nie gebeur nie. Ek en jy moet kom op 'n plek waar ons harte reg oriënteer teenoor geld en teenoor God. Jesus kom in Matteus 6 en hy kom leer sy disippels die volgende. Hy sê, moenie vir julle hier op die aarde skatte bymekaar maak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, dis waar jou hart ook is.
Vers 24 sê, niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Hy sal of 'n renons in die een hê en van die ander een hou, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een gering skat. Om God en die geldgod, staan in die Nuwe Lewende Vertaling, en die ou een staan as mammon, saam te dien, sê hy, dit is onmoontlik. Geld, ouens, wil net kom steel by ons. Geld wil by jou kom kreatiwiteit steel. Geld wil by jou kom jou skepende vermoë wegvat. Geld wil jou kom plaas op 'n plek waar jy nie in geloof lewe nie. Want ek hoef nie God te vertrou nie. Terwyl geld het so 'n belangrike rol in ons lewe. Geld bestaan om die agenda van die koninkryk te befonds. Geld bestaan, ouens, en waar gaan geld heen? As jy nou dink, daar's nou geld daar buitekant, waar gaan geld heen? Steek net, kan jou hand vir my opsteek? Kan enige iemand? Wie van julle ontvang geld? Dis waar geld heen gaan. Geld gaan na jou toe. Die geld wat ons het, ons moet lewe, daar is kos en daar is huis en God sê hy sal so voorsien vir al daai goed. Maar geld bestaan vir die agenda van die koninkryk. En daar's net een van twee plekke waar ek en jy met ons beursie leef. Ons leef met 'n aardse realiteit of ons leef met 'n ewige realiteit met ons beursie. Sê wanneer ek met 'n aardse realiteit leef, dan leef ek met 'n bekommernis oor geld, ek leef met 'n tekort baie keer, ek leef met ek het te min, en ek leef op 'n plek waar ek 'n armoede mindset eintlik het, as ek 'n aardse eenheid. Terwyl wanneer ek 'n ewige mindset het, wanneer ek God se hart verstaan rondom, hy kom om vir my 'n lewe van oorvloed te gee. Hy het nie gesê, ek kom om vir jou R1 miljoen te gee nie. Hy het sê, ek kom gee vir jou 'n lewe van oorvloed. Hy kom gee vir jou, die koninkryk is jy deel van. Ek maak jou deel van dit. En wanneer jy deel is van die koninkryk, wanneer jy deel raak van die waarheid en daai mindset begin in jou posvat. Ek het so iets beleef voorheen, Lisaanse man De Wet, toe ek hier by die kerk gekom het, onthou ek uit Red Truck Coffee Shop, was hulle 'n sin gewees vir 'n tyd. En ek onthou so, die koffie was verniet. Dit was vir my so anders gewees. Jy kom in by 'n koffieshop, jy vra 'n koffie en jy betaal nie daarvoor nie. Is daar koffieshops waar jy gaan waar jy nie betaal nie? Jesus, is nou al duur, hè? Ek drink almondmelk, is elke keer R10 by. Dit was vir my so anders gewees en dit het vir my so in my hart gepraat, my so rukkie gevat om te besef, en toe ek so mooi dink daaroor, te besef ek, koninkryk, Here, U is besig om iets hier te sê vir ons. Is besig om deur hom het 'n gedagte omgee vir hulle twee, en dit was net so anders te gewees. Hoe hulle dink oor die Here en oor sy koninkryk. A.W. Tozer het die volgende gesê. Hy het gesê, die gedagtes wat jy het wanneer jy dink aan God is die mees belangrikste ding van jou. What you think about God is the most important thing about you. Hoe dink ons? Van watter verwysingsraamwerk dink ek wanneer ek dink aan God, en veral wanneer ek dink aan geld? Sien, as God ons Vader, is hy die een wat vir jou voorsiener is? Is hy die een wat deur my drome het? Is hy die een wat 'n storie deur my lewe wil kom skryf, want dit gaan alles oor hom en sy glorie in my lewe? En baie keer kom ons en is die gedagtes wat God my gee, wat ek en jy wil beperk, en wat ons weghou van die blessing wat die Here eintlik vir ons in ons lewe het. En die blessing is nie noodwendig 'n suksesvolle koffieshop op die ou einde nie. Die Here doen partykeer goed in ons lewe wat ons dink, hier gaan nou iets gebeur. Hier's wins vir my. En as die Here besig om heeltemal iets anders te doen, en in jou iets los te maak, deur jou lewe wil hy net iets kom sê, en iets kom vermenigvuldig, wat aan ander mense se lewe so vrug kom dra. Want God gebruik ons op maniere wat ons nog nie eers kan bid of dink nie. Hy wil net hê ons moet hom hoor.
God wil hê dat ons met hom dat ons by hom sal sit, dat ons by hom sal hoor. Dat ons sal hoor, wat is dit Here wat U sê oor my lewe? Wat is dit wat U droom deur my? Dat ons sal gaan sit by God, ouens. Die Here het ons nie gemaak om vir onsself te lewe nie. Die Here het ons nie gemaak vir 'n gemaklike lewe nie. En die Here het ons nog minder gemaak om net te oorleef. Die Here wil hê dat ek en jy sal floreer, dat ons lewe 'n getuienis sal wees van oorvloed, van lewende water wat deur my spoel en my omgewing is 'n lewe. En waar kom gehoorsaamheid bring lewe? Gehoorsaamheid skep. Gehoorsaamheid maak my kreatief. Gehoorsaamheid vat my verby dit wat ek het. Dit vat my verby dit wat my wil beperk. Jesus sê goed wat nie altyd sin maak, soos wanneer jy 'n feesmaal voorberei, sê hy vir ons in Lukas 14, hy sê wanneer jy 'n feesmaal voorberei, hy sê, moenie al jou ryk bure en jou vriende en jou familie nooi, al daai ouens wat dit vir jou weer kan terugdoen en dan sê hulle weer met jou dit nie. Hy sê, nee, hy sê wanneer jy 'n feesmaal gee in vers 13 van Lukas 14, sê hy, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en dan sê hy, dan gaan daar iets gebeur met jou. Want dit is beter om te gee as om te ontvang. Hy sê daar in vers 14, en jy sal gelukkig wees. Wie wil geluk hê in hulle lewe? Hoeveel van ons soek geld sodat ek geluk kan hê? Wie van ons soek 'n beter werk? Wie van ons wil aftree en by die see gaan sit by die huisie? Julle ken daai huisie, né? Ja, daar's hy, dankie. Ons almal het daai huisie, né? Party van ons is in die bos, want daar gaan ek gelukkig wees, daar gaan dit rustig wees, daar gaan die kinders uitgesorg wees en alles gaan net lekker. Die Here kom vat nie daai goed by ons weg nie, ouens. Maar wanneer ons hart reg oriënteer teenoor God en die voorsiening wat in ons lewe te kom en ons sien hoe God wil deur ons kom en hy wil amazing goed doen, dan sien ons hoe geluk word deel van ons lewe, vreugde, happiness waarvan die woord praat, wat net amazing is. Dis koninkryk, want rykdom is om te gee. Daar's mense in die lewe wat net deurkom, maar hulle is ryk, want hulle hele lewe is gee. Laat nie toe dat geld hulle beperk nie. En wanneer ons vir gemaklikheid en veiligheid leef, dan leef ons eintlik net met 'n armoede gees. Ons leef net met 'n armoede. En dit is eintlik wonderlik dat ons begin hierdie verbeelding in ons gedagtes access en ons begin regtig tyd spandeer met dit. Hoe God kom en deur ons gedagtes, hy begin eintlik ons roeping vir ons te wys. Hy begin eintlik ons op hierdie reis te vat waar ons gedagtes maak eintlik vir ons oop dit wat God se droom en plan deur ons lewe is. En wanneer ons in hierdie plek leef waar ons God begin hoor en waar ons God begin vertrou en waar ons hierdie goed hoor wat God vir ons wil sê, hierdie drome wat hy het in ons lewe, veroorsaak dit spanning in ons lewe, want dit kos jou iets. Jou droom kos jou iets. Dit gaan vra van jou. God op baie maniere bring hy voorsiening, maar jy's die eerste ene wat met jou voet op die water sit. Jy's die eerste ene wat moet gaan. Ons kan nie net wag en sê, eendag as die Here opdaag, as my boot inkom, dan gaan ek iets doen nie. Soms sê dat die Here moet vir ons 'n engel stuur. Het die Here nou regtig vir my gesê, Jesus, ek het nou iets vanoggend beleef hierso in die diens, ouens, maar weet jy, ek wag vir die Here, hy moet net vir my dit bevestig. En die Here kom en hy maak goed los, terwyl ons sing, terwyl iemand groet, terwyl jy buite loop. Ek het al soveel keer beleef hoe ek net in 'n gesprek sê iemand net iets en dit maak iets los. Ek sal baie keer my selfoon vat, dan maak ek net gou so nota, want ek wil dit nie vergeet nie, want ek besef die Here sê iets. Hy het iets wat hy wil hê. Sien, baie keer hoor ons iets by die Here en ons reageer en ons verstaan nie hoekom nie. Maar die Here het 'n plan. Jesus in die laaste nag wil hy met sy disippels gaan die Pasga vier. En hy stuur 2 van sy disippels om hierdie plek te gaan voorberei. En hy sê vir hulle, julle gaan in die stad instap en dan gaan julle 'n man kry met 'n kruik op sy skouer en dan stap julle agter hierdie man en dan gaan julle by 'n huis kom. En dan gaan julle en dan gaan praat julle met die eienaar van die huis. En dan sê hulle vir hom dat die meester wil met sy disippels hier kom eet. Waar is die vertrek wat jy voorberei het? En toe hulle dit doen, toe hulle kom by die huis en hulle vra vir die man, toe sê die man, hier's die vertrek wat ek voorberei het.
Hier's 'n man wat 'n gedagte gehad het, hy moet 'n vertrek voorberei, hy moet die meubels voorberei, hy moet alles daar reg kry vir 'n ete. Waar is die plek in jou lewe wat jy besig is om 'n vertrek voor te berei? Hoe lyk die vertrek wat jy besig is voor te berei? Waar is die plek wat jou naam, soos hierdie ou se naam is vir ewig ingeskryf in die woord, en hoe is die Here besig, hoe wil die Here jou naam inskryf in sy woord? Nie in sy woord nie, in sy ewigheid. Hoe gaan jou naam ingeskryf wees? In die ewige plan van die Here, vir hierdie wêreld, vir sy kerk, in ons en deur ons, en hoe hy wil werk. En dis baie keer ons beursie wat die Here gebruik om ons te toets, en om ons op 'n plek te vat, waar ons besef, ek kan dit nie doen nie, maar hierdie droom wat ek het, ek vertrou die Here vir dit. Daar's net iets gebeur wat in die kerk gebeur, wanneer ons begin besef, dat die Here wil deur ons doen, en die Here het voorsien, en die Here is goed vir ons, en die Here gebruik ons in mekaar se lewens, en die Here wil my gebruik in iemand se lewe dalk langs my, iemand wat ek nou net ontmoet, en daarom is familie en fellowship, en ons kuiers, en ons 7 September dag so belangrik, ons kuiertent nou is so belangrik, dis daar waar jy met mense acquaintance maak, en waar jy mense leer ken, en by jou selgroep, en by hierdie proses wat jy bywoon. God wil ons in spasies bring, waar ons werklik as 'n familie, die Here kan hoor, terwyl ons saam is daar 'n manier hoe die Here wil werk, hoe die Here hierdie plek wil hê, waar hy sê dat as julle mekaar lief het, dis mos die nuwe gebod wat hy ons gegee het. Hy sê, wanneer julle mekaar lief het, soos wat ek julle lief gehad het, dan sal die wêreld weet dat julle is my disippels. En een van die plekke wat uitstaan vir ons in die kerk se geskiedenis is in Handelinge 4 opgeskryf, toe hierdie nuwe kerk gevorm is, en hierdie nuwe kerk begin lewe, en daar's een van die amazing goed wat ons sien wat in daai kerk gebeur het, wat staan in Handelinge 4 vers 32, daar staan die volgende, daar staan, al die gelowiges was een in hart en siel. Niemand het opgetree asof sy besittings net sy eie was nie. Hulle het alles gedeel wat hulle gehad het. Die apostels het kragtige getuienisse gegee oor die opstanding van die Here Jesus, en God het sy genade ryklik aan elkeen gegee. Nie een van hulle het 'n tekort gehad nie, want gelowiges wat grond of huise besit het dit verkoop en die opbrengste daarvan gebring en vir die apostels gegee, en die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Is nie amazing wat daar gebeur het nie, né? En dan staan in vers 35, en so was daar byvoorbeeld Josef, wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dis die Barnabas wat saam met Paulus gaan uitreik het. En hy was uit die stam van Levi en is op Cyprus gebore. En hy het sy grond verkoop en die geld vir die apostels gebring om vir die te gee wat tekort het. Die Here kom doen iets amazings in die gedagtes van hierdie mense. As hulle so na mekaar kyk, het die genade van God en die grootheid van God en wat God gedoen het deur Jesus, het mense se hande begin oopmaak, mense se harte begin oopmaak, en hulle het begin kyk na hulle beursies, en hulle het begin sien die waarde van wat Jesus gedoen het, en die waarde van God, en wie God is, en hulle het na hulle beursies gekyk, en dit was vir hulle so maklik om te sê, maar hoe kan ek, soos hierdie God, wat so vrygewig is, hoe kan ek wees, soos hierdie God, wat net voorsien, en vir my kom voorsien het, amazing kom voorsien het, deur Jesus Christus. En sien, wanneer ek en jy in 'n verhouding met God is, dan gaan ons nie toelaat, dan laat ons nie toe dat ons gedagtes net random is nie, ons laat nie toe dat ons gedagtes net enige plek heen gaan nie, nee, ons wil daai gedagtes van ons wil ons vasvang, maar nie in 'n hok nie, ons wil dit vasvang in die woord, en ons wil deur die waarheid, en deur ons manier van hoe ons God leer ken, en hom, saam met hom stap, wil ons begin dink soos hy, en droom soos hy, en ons wil toelaat dat hy hierdie imagination van ons gebruik, en dat hy deur ons begin werk, want ons besef dat ons is deel van iets groter as net my lewetjie, en my familie, en my besigheid, en dit wat ek graag wil hê moet gebeur op hierdie aarde vir myself. En dalk wil jy vanoggend vir die Here kom vra en sê, Here, hoe kan ek U vertrou om deur my meer te kan voorsien vir ander? Hoe kan U meer deur my kom, en hoe kan ek die Here vertrou vanoggend dat ek 'n voertuig is van sy voorsiening?
Kan ek die Here vertrou dat ek 'n voertuig is van sy voorsiening? Dink 'n bietjie hieraan. Dalk wil jy dit kom vra vir die Here vandag. Hoe kan ek? Hoe kan ek? Here, hoe kan ek meer kom gee as deel van die kerk? Hoe kan ek meer kom gee vir dit wat ons doen deur die kerk? Hoe kan ek meer kom gee vir die kerk? Hoe kan ek meer kom gee vir waar daar behoefte is en waar daar voorsiening nodig is? Hoe kan ek meer deel wees van dit wat ons saam besig is? Vanoggend as ons offerhande opneem, wil ek jou 'n geleentheid gee om na jou beursie toe te gaan, soos dit die Here op jou hart lê. En ons gaan mandjies deurstuur, soos wat ons baie lanklaas gedoen het. En ek wil jou uitnooi om dit wat jy op jou hart voel vanoggend, in kontant, in die mandjies te sit. Karel. Dankie. Ons gaan nou staan saam met my en ons gaan hierdie volgende lied sing. En terwyl ons hierdie lied sing, wil ek, daar's een persoon wat gestaan het en as daar enigiemand anders is, wil ek jou nooi om vorentoe te kom. Ons het in die vorige diens ook geld opgeneem. En ons wil vir jou wat 'n behoefte het. Ek het 3 verskillende mense wat in die vorige diens vir my met 'n bedrag in hulle hart om vir iemand te gee. En ek wil jou nooi as jy behoefte het vanoggend dat jy sal vorentoe kom. En terwyl ons hierdie liedjies sing, wil ek hê jy moet die bedrag kom uithaal wat jy nodig het terwyl ons hierdie lied sing. Dankie. Kom ons sing.